Ek het in 1988 op hierdie preekstoel die laaste keer gepreek. Dit was 4 jaar hier. In daardie tyd het ek vir Loenie hulle vir die eerste keer regtig leer ken. Hy is die kleinneef van my vrou. En ons het so lekker gekuier op die fees, so 'n tydjie gelede. Ek kan nou nie eers onthou wat die datum is nie. Met hulle die hele dag. En ek het nooit gedink dat ek vandag nou weer hier sal staan nie. Is nogtans vir my 'n voorreg, Clarissa, dat julle my gevra het om die diens vir julle te lei. En ek vertrou dat dit wat ons ook vanmôre gaan hoor uit die woord, dat dit ook vir julle werklik tot 'n troos sal wees. Partykeer verwag ons die dood, want mense is baie siek. Baie keer kom dit so skielik soos wat dit hier gebeur het, en dit bring so baie vrae by 'n ou na vore. Ek het baie jare gelede 'n lidmaat moes begrawe wat verongeluk het. So sleg dat die polisie my gevra het om hom uit te ken, en nie sy vrou nie. En toe ek by haar kom, toe het sy nie vir my gevra, dominee, hoe lyk hy nie. Sy het my gevra, dominee, waar is hy? Ek is van oortuiging dat julle vanmôre vanuit die skrif ook en uit julle verhouding met die Here sekerheid kan hê oor waar Loenie is. En daarom word dit vir 'n mens 'n bietjie makliker. Julle het ook die voorreg gehad om met hom te kon praat, 'n nag by hom kon deurbring, iets van sy hart kon hoor. En ek glo die Here het julle daardie ruimte gegee om ook 'n stuk vrede te gee. Ek wil vra dat ons net so sit as ek vir u in gebed voorgaan. Ons hemelse Vader, baie dankie dat u ons aan mekaar gee, om mekaar se lewens te verryk, om by mekaar te staan ook in swaar, maar ook saam bly te wees in goeie tye. Dis vanmôre vir ons 'n swaar tyd. Want ons moet afskeid neem van iemand wat sy merk gelaat het op so baie mense. Daarom is ons almal ook hier vanmôre. Dankie Here dat ons egter kan weet, as ons geliefdes verloor, hoef ons nooit vir Jesus te verloor nie. Dis hoekom dat hy mens geword het, Immanuel, God, altyd by ons. Daarom is dit my gebed, Here, dat u ook vir ons elkeen, vir al die familie, sal troos in hierdie tyd, en die wete dat u met hulle die volle pad saamstap. Dat u hulle nie gelos het nie en nooit sal los nie. Want die prys wat betaal is, was te hoog. Die prys van Jesus aan die kruis. 'n Gebeure wat ons so 'n naweek of 2 gelede herdenk het, in die Paasnaweek. Maar wat vir ons die res van ons lewe kan troos. Seën u vanmôre vir ons Here as ons hier saam is. En as ons uit die woord gaan nadink, en ons gaan onthou wie Loenie was. Dankie vir mooie herinneringe te midde van die hartseer. Ek vra dit in die naam van Jesus. Amen. Liewe vriende, die familie het 2 liedere gevra wat ons kan sing. Eerste is
Al sou die vyeboom nie bot nie, ek dink is lied 244 of 544, ek kan nou nie mooi onthou nie, in ons gesangeboek ook, maar kom ons sing hierdie lied, ons kan staan, terwyl ons dit dan ook sang. Kan gaan sit. Liewe familie, liewe broer en suster, ek wil graag, soos wat die familie my gevra het ook, uit Johannes 3 aan u voorlees, veral vers 16. Ek dink dit was seker die eerste Bybelvers wat ek geken het. En wat u almal ken, want so lief het God die wêreld gehad. Die agtergrond daarvan is dat Nikodemus, wat 'n fariseer was, in die nag na Jesus toe gekom het. Hy was dalk bang dat die ander sou sien dat hy na hom toe kom. Hy was dalk skaam. Maar ek dink ook in sy hart, en dit dink ek is die ware rede, het hierdie ou in Jesus iets gesien wat hy nie het nie. Hy was 'n fariseer wat die woord geken het, wat goed geleef het, wat die eer van die samelewing gehad het, omdat hy so 'n leier was en die woord geken het. Hy was geëerd, materieel het hy gehad wat hy kon hê. Maar in sy hart het hy gevoel dat hy ver van God is. En daarom kom hy in die nag na Jesus toe. En hy kom praat met hom. En hy spreek hom aan as rabbi, as leermeester. Want hy het gehoor en hy het gesien. En hy het gewonder oor hierdie man, wat hierdie wonders doen en wat vir mense omgee, stikkende mense, vir wie hy omgee. En die Here kom sê dan vir hom, dat jy net in die hemel kan kom, as jy weergebore is, van bo gebore is, uit God gebore is, nuut gemaak is. En dis mos wat ons eintlik herdenk het, ook in die Paasfees. En dan kom Jesus by hierdie bepaalde gedeelte, en ek wil dit graag vir u lees. Vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Dit is nou die 2020 vertaling. Dat hy sy unieke seun gegee het,
sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. En dit is die oordeel. Die lig het na die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis lief gehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie in die kaak gestel kan word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Liewe broer en suster, wanneer ons iemand aan die dood afstaan, is dit vir ons altyd sleg. Want ons is aan mekaar vasgebind, baie keer oor baie jare, met baie dinge wat tussen ons en saam met ons gebeur het. En weet jy, ek en u wil nie mense laat gaan nie. Ons wil mekaar bly lief hê, ons wil mekaar steeds hê. Maar wanneer die dood op so 'n wyse intree, so skielik en in baie opsigte onverwags, dan is die verlies baie groot, net soos altyd. Maar laat dit ons dikwels met baie vrae. Vrae wat hulle nie met hulle kon deel, wat in hulle harte was. En daarvoor dank ons die Here. Maar weet jy, die skrif het vir ons baie lig wat hy wil gee deur Jesus Christus op die stikkindheid wat ek en jy in hierdie wêreld beleef en wat ons nie altyd verstaan nie. Wat ons dikwels ook baie moeilik kan aanvaar en waarmee ons baie moeilik kan saamleef. Dis die stikkindheid van hierdie wêreld dat vir Loenie gebring het op 'n punt dat hy nie meer kans gesien het om aan te gaan nie. En daarom, liewe broer en suster, is hierdie 'n geleentheid vanmôre waarin ons net 'n oomblik gaan kyk na die skrif en waarin ons 'n bietjie gaan onthou wie hy was, wat van ons weggeneem is. Ek het vir u gesê wat hier in Johannes 3 vers 16 gebeur het, van Nikodemus wat eintlik alles gehad het, behalwe vrede en rustigheid in sy hart, uit 'n leemte gehad, want hy die Here Jesus nie geken nie. En dan kom die Here, en hy kom sê, want so lief het God die wêreld gehad. Daar word 36 keer deur Johannes in hierdie brief gepraat oor hierdie liefde van God. En die brief 1 Johannes gaan daarmee aan. Maar net een keer raak dit veral die wêreld, die sondige wêreld. Dat hy wil sê die Here het gekom vir sondige mense. Mense wat nie vrede het nie, mense wat stikkend is. Vir mense wat net aan hulle self dink. Waar mense in die middelpunt is, vir hulle het hy gekom, om vir hulle 'n nuwe lewe te gee. Daarom staan hier ook in hierdie vers, wie in hom glo, of vers 17, God het immers nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. En in 2 Petrus lees ek dat hy sê, stel nie die wederkoms uit so sommige dink nie, maar hy's geduldig, want hy wil hê dat alle mense hulle moet bekeer. Die Here het die wêreld lief. En hoe wys hy daardie liefde? Net op een manier. En dit is deur sy unieke, enigste seun te gee.
om vir jou en my te kom leer hoe om te leef. Om vir jou en my God teenwoordig te stel in ons lewe, sodat ons kan weet God sien ons raak, of ons stikkende mense is wat nie glo nie, of stikkende mense wat glo. Hy kom om by ons te kom bly. Maar hy gee hom ook aan die kruis. En weet jy die wonderlike ding wat daar gebeur, is dat dit 'n unieke, eenmalige gebeure is, waarby ek en jy niks kan byvoeg om ons redding te verseker, of om daarom so bietjie beter te voel, ek het daarom 'n beter kans om hemel toe te gaan nie, dat die Here Jesus sy lewe kom gee, en daarmee plaasvervangend jou en my sonde, dit wat ons gedoen het, dit wat ons doen, dit wat ons nog sal doen, en dit wat ons nie eens weet ons doen nie, op hom te kom neem, en sy regverdigheid, sy verlossing, vir jou en my te kom gee. Hy neem dit op, eens en vir altyd. En die vryheid en die regverdiging wat hy gee hy aan die, wat daardie offer aanvaar in die geloof. Dis die weg waarlangs ek en jy deelagtig kan word aan dit wat die Here aan die kruis kom doen het, want daar het hy vir jou en my kon vrymaak van onsself, kon vrymaak van die mag van die Satan, en kon vrymaak van die toorn van God. As God nou na jou en my kyk, wat daardie offer aanvaar het, dan kyk hy na jou en my deur Jesus, asof ek self gesterf het. En hy kom sê, ek het my seun gegee vir julle. En elke een wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie. Dis 'n belofte. Broers en susters, daar's meer as 3000 beloftes in die skrif, van God se kant, omdat hy weet ek en jy vergeet so maklik. Onthou wat Jesus vir jou gedoen het. Onthou my beloftes vir jou. En die Here is nie een wat beloftes maak en dit nie hou nie. Dit het ek in my lewe so baie keer gesien. En daarom sê hy en gaan hy voort, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Broers en susters, dit is die implikasie, en ek dink die wonderlike van hierdie teks. Ek en jy kan nie iets byvoeg deur ons handelinge om gered te word nie. Ons kan nie iets wegvat met ons handelinge om nie gered te word nie. Ons word gered omdat Jesus sy offer gegee het en ek en jy in die geloof dit aanvaar het. En weet jy, daar's net een sonde wat nie vergewe word nie. En dit is die sonde teen die Heilige Gees. As iemand die waarheid ken en doelbewus sy rug op God draai, miskien soos die Fariseërs, dan word hulle onder die oordeel van God verdoem. En dit beteken, Clarissa, dat wat ek en jy verkeerd doen, ook dit waarmee Loenie die Here bedroef het, want ek en jy bedroef hom baie. Hierdie was een van die dinge wat die Here bedroef. Die Here wil dit nie hê nie. Dat dit bedek is deur die bloed van Jesus, omdat hy Jesus geken het. En daarom kan ons glo en weet dat ten spyte van alles, dat hy nie meer kans gesien het nie, die Here se belofte vir hom waar is. As jy glo, sal jy nie verlore gaan nie, maar by my wees. Weet ons, liewe broer en suster, dat hy by Immanuel is. Weet ons, dat
dat hy vrede in sy hart het. Dat hy bevry is van die stikkendheid en by God is. Want dit is God se belofte in die woord. Dit is ook die troostwoord vir julle Clarissa, julle kinders, kleinkinders, om dit te weet. Waar is hy, dominee? Jesus sê, hy is by my. En dit, liewe broer en suster, konfronteer my met die Here Jesus. Wat maak ek met hom? Want ek het een kans en dit is hier. Gaan ek maar net myself in die middelpunt stel? Gaan dit net oor my gaan? Nikodemus het 'n stuk leemte gehad, ten spyte van alles wat hy gehad het. Dit word nie vir ons gesê wat van hom geword het nie. Maar ek wil glo dat die moed wat hy aan die dag gelê het om met Jesus te praat, sy lewe verander het. Blywend, vir altyd. Die Here wil ook ons harte verander. En vir ons dan daardie sekerheid gee, hy is Immanuel, hy is Here met ons. Maar hy wil ook vir ons die versekering gee, niemand kan julle ooit uit my hand ruk nie. Johannes praat baie daaroor, niemand nie. En daarom kan ek en jy ook die versekering hê, nou reeds, dat ons die ewige lewe het. Dat die Here nie eendag sy boeke gaan oopmaak en hy sê, jong, jy daarom, as ek nou so kyk, dan lyk dit vir my, jy daarom so bietjie meer goed gedoen as kwaad. Of nee, jong, jy was so sleg, en jy het sulke goed gedoen wat ek nie van hou nie, weg is jy. Die Here werk nie so met mense nie, die Here het die wêreld lief, en wie in hom glo, kan weet, dat daar die liefde ook vir my is. Dit was juis ten spyte van myself, om die waarheid te sê, eintlik net so, want ons is almal sondaars, wat die Here beproef en bedroef. En daarom sê hy, wie in hom glo, vers 18, word nie veroordeel nie, wie nie glo nie, staan reeds onder die oordeel van God. Waar staan jy vanmôre? Met hierdie wonderlike aanbod van die Here. Watter impak het die heilswerk van Jesus en sy sterwe en opstanding op jou lewe? Die Here wil vir ons innerlike vrede gee. En daarom sê Paulus in Filippense 4, vers 4, wees altyd bly in die Here. Al is jy nie bly oor omstandighede nie. Hierdie lied wat praat oor die vrye boom wat nie bot nie. U moet sien hoe mooi lyk dit. Hoe nat is dit? Ek het vanmôre gery. In Bloemfontein het ons 87 mm gehad. Die oeste op die lande is stikkend. Maar ek het nog nooit deur soveel water gery van Bloemfontein tot in Frankfurt nie. Want God het gegee op sy tyd. Ek weet dat ek in die hande van die Here is, en dat hy vir my krag sal gee, en daarom in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. As ek dit vir u sê, liewe broer en suster, en die Here dit vir ons wil sê, om die familie en vir ons te troos, en om ons te konfronteer met Jesus, dat ek en jy ook 'n keuse moet maak vir hom, en dat sy krag altyd genoeg en sy genade altyd genoeg vir my sal wees, dan bring dit vir my ook bylonie. Die Here wil nie hê dat jy moet vaskyk die wyse waarop hy dood is nie, maar waarop hy geleef het. Partykeer, liewe broer en suster, dink 'n ou mos, ag,
Wie's ek nou? Ek het so min impak op mense, jy weet, ek beteken vir so min, partykeer gee ons ook nie liefde en waardering vir mense nie, en daarom voel hulle so. Maar elke mens het 'n impak, het 'n impak op ander mense, ons besef dit nie altyd nie. Loenie het 'n groot impak gehad op almal van u wat vanmôre hier is. Sy dood ook, maar veral sy lewe. En daarom vier ons vanmôre eintlik sy lewe. Loenie en ek en jy is gawes van die Here aan mekaar. Is dit nie wonderlik om dit te weet nie? Ek is 'n gawe van God vir die wat ek liefhet en vir die wêreld wat verlore gaan. Daarom stuur hy die kerk die wêreld in. Clarissa het met klomp goed gestuur oor Loenie. En van die goedjies word ook hier in die brief wat hier is vandag ook neergeskryf. Ek sal dit nou vir u lees. Hy was 'n man van die Here. Hy het die Here geken. Sy stuur vir my 'n videoetjie waar hy vir sy 5 kleinkinders uit die Bybel lees. Ek dink dit was oor Daniël. Daniël in die leeukuil. Dit is hoe hulle oupa leer ken het. Iemand wat omgee, iemand wat tyd maak, iemand wat Jesus teruggee. En daarom, liewe broer en suster, was hy die tipe mens wat menswaardig na ander gekyk het en hulle so behandel het, soos Jesus. Mense was nie iets vir hom nie, maar iemand. En daarom skryf so baie, as jy raad gesoek het, het jy na Loenie toe gegaan. As jy vertroueling gesoek het, dan jy met hom gaan praat. Man wat lief was vir die natuur, vir die boerdery. Ek sien die foto's waar die koring so hoog is in die mielies. Wonderlik om dit te beleef. Ek is op die oomblik na my aftrede weer 'n dominee met boere. En die mense huil amper saam met hulle as jy sien hoe lyk die mielies. Want laas jaar, liewe broer en suster, was die oeste baie groot in Bloemfontein, 8 ton hektaar op droë land. Die boere het gejubel en gejuig. Nou huil hulle. Die huil eintlik saam. Maar ons weet dat God altyd voorsien. Hy was 'n pa en 'n man vir sy familie, vir wie hy baie lief was. Ek wil net vir u sê, ons was mos hier met die fees. En ons het by Clarissa al gesit, hulle het 'n vreeslike lekker beestertpotjie, dink ek gehad, Clarissa. Wel, ons het die dag so geëet in daai potjie, dat ek nie weet of hulle kos gehad het nie. Maar hulle het net uitgeskep, hulle het gegee, want mense wil eet van hulle potjie. Ek weet nie of julle ook geëet het nie, Clarissa, daar sê sy dit nou vir julle. En ek dink ek het die meeste geëet. Iets van daai gesindheid van gee, dat het lekker is om vir ander te gee wat nie het nie, dat hulle dit ook kan geniet. Dis my laaste herinnering aan hulle. Liewe broer en suster, u het vir Loenie baie beter as ek geken. Maar ek dink wat ek hier vir u probeer sê het vanmôre, is dat hy regtig met sy lewe 'n impak gemaak het, 'n verskil gemaak het, wat julle moet onthou en wat julle moet toepas, sodat ons lewe inrig tot eer van God. Dat ons mekaar met waardigheid behandel. Dat ons terwyl ons die geleentheid het 'n besluit neem vir Jesus. As dit nie so was nie, sou ek nie hier kon wees vanmôre nie, dan het ek lankal opgehou preek. Maar ek praat
oor hom wie ek ken en wie hulle ken. En mag julle regtig troos vind in die feit dat die Here 'n God is wat sy beloftes hou. Ook vir julle, ook vir hom, altyd. En dit ek en jy kan weet, in hierdie stikkende wêreld is daar iets meer waarna ons kan uitsien. En dit is die lewe in die hemel, wat eintlik maar beteken om by Jesus te wees. Mag die Here vir ons elkeen daartoe help. Amen. Ek wil vir julle vra om die tweede lied te sing. Dis 'n oorwinningslied. Ons jubel in die Here. Alles ons hartseer. Ons jubel in die Here, kom ons sing dit saam en daarna gaan ek 'n gebed doen. Ek gaan die seën by die graf uitspreek. En nadat ons gebid het, sal die bedankings dan ook gedoen word, maar ek gaan net eers vir u dan die begrafnisbrief ook lees. Kom ons sing saam hierdie oorwinningslied. En die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Praise hom, halleluja. Loof hom, praise hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuil en hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied en vir jou hande op na bo. Laat massyne slaan op dromme en kom dans voor God se oor. Om leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Hemelse Vader, ons loof U
as die Here van ons lewe. Ons is hartseer vanmôre, want ons neem afskeid van 'n geliefde wat 'n groot impak op baie gemaak het. 'n Gawe van U aan ons elkeen. Maar dit weet ons is nie geskei van die liefde van God in Jesus Christus nie. Niks kan ons skei van sy liefde nie. Hy het dit beloof en hy staan by sy woord. Daarom kan ons hier weggaan en weet, U is by ons, U is saam met ons, en daarom kan ons glo, dat U ook by Loenie was, en dat hy steeds in vrede by U is. Ons neem afskeid van hom, ons groet hom vandag, ons gee hom in U hande, en ons wil gaan leef uit U genade en U hande, wat ons nooit los nie. Help ons daartoe, in Jesus naam, amen. Vriende, ek lees vir julle die begrafnisbrief, Leonardus Johannes van der Berg. Na elke donker nag is daar 'n dagbreek, na elke winter die belofte van lenteprag. Oor die grense van die dood is daar 'n blye dag, want selfs in die laaste uur was God se genade genoeg. 2 Korinte 12. Ook vir Paulus gesê het, my genade is vir jou genoeg. Ons herdenk vandag Pa se lewe, 'n man na God se hart. Dankie vir elke woord van bemoediging, as die lewe te swaar druk. Dankie vir Pa se fyn emosie. Dankie vir waardes soos eerlikheid, respek, integriteit en loyaliteit. Pa was die meetstok waaraan ons optrede, gedagtes en daaglikse wandel gemeet het. Vir 'n mooier voorbeeld kon ons nie vra nie. Ons staan verstom oor God se genade en ontferming. Dankie vir geleende tyd. Tyd om te groet, tyd vir vrede en berusting. God bly in beheer, ons is dankbaar. Papa se stem is stil, maar Pa se teenwoordigheid en die afdrukke wat Pa in ons lewe gelos het, sal ons altyd bybly. Ek wil nou vra dat Henny Oosthuizen die bedanking sal doen. I speak the name of Jesus over you. In your hurting, in your sorrow, I will ask my God to move. I speak the name 'cause it's all that I can do. In desperation, I'll seek heaven and pray this for you. I pray for your healing. The circumstances would change. I pray that the fear inside would flee. In Jesus' name, I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life. In Jesus' name, in Jesus' name. Om by die gebed aan te sluit, wil ek graag die volgende bedanking doen namens die familie. Hulle wil graag ons Hemelse Vader bedank vir die genade tyd wat hulle gegeen is, saam met Loenie. Dominee Willie Barnors, baie dankie. Soos u gehoor het, hy kom van Bloemfontein af. Baie dankie vir die manier wat u die diens gelei het. Hulle het groot waardering daarvoor. Baie dankie aan Riemland Kliniek vir al die liefde en sorg waarmee julle ons omvou het. 'n Spesiale woord van dank aan Dr. Gerda en Petria. Julle hulp en ondersteuning het ons gedra toe dit moeilik was. Baie dankie aan tyd wat vir Willie gehelp het met Pa Loenie op die plaas. Baie dankie aan die 2 predikante wat Pa en ons besoek het by die hospitaal. Die besoeke word opreg waardeer. Baie dankie ouma Hester vir al die bystand, liefde en raad. Dankie vir al die koffie, tee en koekies aandra vir al die besoekers by die huis. Baie dankie aan Leandrie se ondersteuningsspan,
Corlia, Johanita, Wilmie en almal wat gehelp het met kinders, rondry, kos en wat daar ook gedoen moes word. Baie dankie Corlia en Tappie met julle hulp met die uitkenning, dit word opreg waardeer. Baie dankie aan Mikkie, Marius Kutse, dat hulle jou in die nag kon wakker bel vir hulp. Baie dankie Andriet Breitenbach vir al jou hulp. Baie dankie ook kaptein Judith en jou span vir julle hulp. Dit word opreg waardeer. Baie dankie Dries wat spesiaal Woensdag verlof gevat het om by Willie te wees. En dan baie dankie aan die volgende persone. Elsabie en haar span vir die saal en die eetgoed, Wilmie vir die maak van die video, Dominee John vir die klank in die kerk, Ilona vir die opname van die diens, Anita vir al haar reëlings, Marion vir die ontwerp van die boekie, Claire vir die hulp met die begrafnisbriefie, Renet, baie dankie vir al die blomme, en baie dankie aan Arno die Koster vir jou hulp. 'n Spesiale woord van dank vir Adrie Kreer vir jou hulp met al die blommebestellings terwyl ons dit nie kon doen nie. En dan wil hulle baie dankie sê aan die gehele gemeenskap vir al die boodskappe, eetgoed, blomme, besoeke, drukkies, liefde en ondersteuning in hierdie tyd. Hulle waardeer dit opreg. En dan het ek 16 minute oor 3 vanoggend. Ekskuus. 'n boodskap van Clarissa gekry. Wat eerstens vir Elge en Willie wil sê dankie dat ons nog altyd so naby aan mekaar as gesin kon leef, dat God ons in sy hand kon hou en vir ons sy onbeskryflike genade kon gee en vrede wat alle verstand te bowe gaan, sodat ons in sy lig kan bly. Clarissa wil vir Jackie sê baie dankie vir jou hand, jou arm as jy sien dinge raak vir my te veel en die liefde wat ek in jou oë kon sien. Leandri, my woorde is min. Jy het oorgeneem, alles gereël. As ek opkyk, het jy gevra, sal dit reg wees met ma? Ek het nie nodig gehad om oor enigiets bekommerd te wees nie. En dan dat jy so lief is vir my as ma, dat jy ons gesin soos 'n leeuwyfie beskerm het, die lelik van ons weggehou het, sodat ek dit nie moes weet nie. Ek kan nie vir beter vra nie. Aan Frankfurtse gemeenskap wil sy sê baie dankie vir elke oomblik wat julle ons dra. My foon was nog nooit vir geen oomblik stil nie en ons het kos en liefde in oorvloed ontvang. Dankie vir die honderde boodskappe vir wat Loenie vir julle beteken het. Ek het nooit geweet dat hy so geliefd was in sy gemeenskap nie. Baie dankie. Liewe vriende, ek wil vir u vra, ons gaan nou beweeg na die begrafplaas. En daarna wil ons u vra om terug te kom en saam met die familie verversings hier in die saal te kom geniet. Ek wil net die draers se name lees. Willie van der Berg, Jacques van Heerden, Willie van der Berg broer, Leonard Smit, Willie Delport Jr. en Nandi Kutse, slippedraers Leonard Messerschmidt en Willem Smit. Ons sal mekaar net nou dan weer hier kom kry. Baie dankie. Ons gee die familie net geleentheid om eers uit te beweeg en dan kan ons anders saam gaan.